Voordat ek en verteenwoordigers van Agri Suid-Afrika hier na Berlyn toe gekom het om minister John Steenhuisen te vergesel na die GFFA, die Global Forum for Food and Agriculture, en ook die Groenweek, was ek saam met hom in Kampala by die CAADP-konferensie, die Comprehensive African Agricultural Plan, Development Plan. En ons is nou op pad terug huis toe. Dit is vir my nogal belangrik om aan al ons saailede 'n bietjie terugvoer te gee oor wat hier gebeur het. Minister Steenhuisen het in Kampala, waar dit 'n Afrika-Unie geleentheid was, en hier in Berlyn, waar dit 'n Duits geïnisieerde globale inisiatief is, dis die grootste vergadering van landbouministers in die wêreld, nou is iets so 86 van hulle in sy vergadering gewees, het hy dieselfde lyne getrek. Onthou, hy is op die oomblik die voorsitter van die G20 se landbou-inisiatief. Hy gaan die gasheer wees in Oktober in Suid-Afrika. Maar in die aanloop daartoe het hy verskeie gesprekke met kollegas van oor die wêreld heen, en is daar eintlik 'n poging om landbouministers se koppe min of meer in dieselfde rigting te draai en om beleidsooreenstemming, beleidsbeleiding te kry oor goed. En dit gaan veral oor hierdie 5 goed. Minister Steenhuisen is die eerste Suid-Afrikaanse landbouminister wat werklik 'n groot klem plaas op die ontwikkeling van korridors. Korridors is tipies vanaf 'n hawe via pad en spoorvervoer na landelike gebiede waar daar minerale of landbouprodukte vandaan uitgevoer moet word. Een van die grootste krisisse in Afrika vir boere elders in die kontinent is die skakeling na markte toe, die gebrek aan infrastruktuur, 'n manier om jou produk uit te kry. Minister Steenhuisen het eenvoudig in gewone boeretaal gesê, ons kan nie landbou bevorder as ons nie die markte kan ontsluit nie, ons kan nie die markte ontsluit as daar nie infrastruktuur is nie, as boere nie toegang het tot pad of spoorvervoer nie. En daarom dryf hy hierdie nogal as 'n kontinentale agenda wat vir hom enorme traksie gegee het elders in Afrika. Waar hy gaan, lyk hy na die gewildste landbouleier op die kontinent, want almal probeer net om 'n afspraak kry. In Kampala het ek hom jammer gekry, want daar was regtig nie nog 'n halfuur waarin hy 'n afspraak met een van sy eweknieë iewers op die kontinent kon inpas nie. En toe nou hier in Duitsland is daar 'n klomp landboubesighede wat ook nog met hom wou gesels. Die ander groot tema wat hy nogal baie sterk gedruk het, gaan oor die modernisering, die mechanisering en digitalisering en die kommersialisering van landbou. En sy standpunt is, daar's nie 'n manier wat ons die draak van honger en armoede gaan afkap as ons nie landbou uitbrei nie. As daar nie meer mense is op die kontinent wat winsgewend kan boer nie. En sy argumente hier rondom is nie net baie suiwer nie, dit vind baie goeie aanklank elders in die wêreld. Hy praat nogal dikwels oor jong mense. Hy praat oor studente, uitruilskemas. Hy praat oor ons landbou colleges wat hy weer op die voete wil kry, maar ook interaksie tussen ons landbou colleges en dies elders in die wêreld. Hy wil kyk waar ons skoolgeld kan spaar, hy wil kyk waar ons vir mekaar kan leer, waar ons studente en lektore en dies meer kan uitruil. Daarmee saam word hy baie ernstig opgeneem oor sy benadering tot die bio-ekonomie. Een ding waaroor ek spyt is oor die afgelope 2 weke is dat ek nie sy toesprake oor die bio-ekonomie digitaal opgeneem het nie, want ek dink dit is iets wat elke Suid-Afrikaanse boer ook moet hoor. Minister Steenhuisen het hom baie effektief geposisioneer as 'n gesaghebende, maar ook as 'n politieke vaandeldraer vir die bydrae wat die bio-ekonomie kan speel in armoedeverligting en landelike ontwikkeling. En dan is daar natuurlik die immer belangrike tema
van klimaatsvriendelike, biodiversiteitvriendelike, natuurvriendelike boerdery. En ek weet daar is 'n groot omstredenheid oor hierdie tema. Ek self stoei maar met van die tipe van data wat aangehaal word in hierdie gesprekke. Maar die feit is dat ons sit in Suid-Afrika moet van die heel beste eksponente van natuurlike of natuurvriendelike boerdery. Ek was in 86 lande in die wêreld in die afgelope 7 jaar en ek het nog nie iets beter gesien as wat by ZC2 gebeur nie. En ZC2 is maar net een van 'n hele aantal megaboere wat dit reg gekry het om natuurvriendelikheid te omarm en selfs hulle winste daardeur te vergroot. Nou, saam met ons hier was ook minister Njontshu, die minister van Landelike Ontwikkeling en Grondhervorming. Ek het die geleentheid gehad om kwaliteit tyd saam met hom ook te spandeer. En ons het oor die mees omstrede goed gepraat. Ons het gepraat oor die hofsaake waarmee ons besig is teen sy departement. Ons het 'n bietjie gepraat oor die gebrek aan betroubare data en korrupsie. Ja, ek gee hom die krediet. Net nou die dag het hy 11 amptenare in die Oos-Kaap in die pad gesteek omdat hulle twyfelagtige transaksies gepleeg het. Oorhoofs moet ek sê, die manier hoe ons ministers in die sirkel van ministers wêreldwyd ontvang is en hanteer is en aangehaal is na hulle toesprake, maak my besonder trots. Dis nie iets wat hier gebeur het in die afgelope 15 jaar nie, en ek is al vanjaar die 15de keer hier by die vloer. Nie net was hulle teenwoordig nie, wat al 'n groot verskil gemaak het, maar hulle op 'n baie spesiale manier begin leiding neem in hierdie internasionale debatte. Dis waarom dit dalk ook 'n goeie ding wees dat ek en Johan Kotse beide genooi is. Daar's 'n groot ding gemaak van die feit dat ons ministers die boere se hande vat. Dat hulle meer doen as net die normale politieke jargon, soos wat ons gehoor het met die G20-beraad in Brasilië in die einde van verlede jaar. Maar dat hulle baie doelgerig en effektief vir die boere self vra, wat is in julle beste belang? Ek lig my hoed vir die manier waarop ons twee ministers hulle self gevestig het in die breë politieke landbougemeenskap wêreldwyd. Ongelukkig eindig die storie nie hier nie. Die werk begin eintlik nou eers. Ons het 'n absolute unieke geleentheid om in die aanloop tot die G20 Suid-Afrikaanse boere se belang sentraal te plaas. Ons het 'n absolute unieke geleentheid om modelle tafel toe te bring. Ek meen, as jy wil praat oor armoede en oor honger, waar is dit meer akut as in Afrika? Watter ander sektor van die ekonomie van hierdie kontinent het meer potensiaal om op 'n breër basis en oor 'n korter termyn dit aan te spreek as wat landbou dit kan doen? En wie het dit al beter reg gekry as ons Suid-Afrikaanse boere? Ons is nog net nie daarvoor erken tot dusver. En dit is wat vir ons belangrik is in die deelname van ons ministers op hierdie internasionale platforms. Maar dit is nog 'n lang pad na die G20 toe. Daar's nog baie pruime wat gekou moet word voordat ons daar gaan uitkom. En dit is vir ons belangrik dat ons hierdie kort afstand tussen die landbougemeenskap, veral georganiseerde landbou en die ministers, goed in stand hou. Want beide hierdie ministers kom uit ander politieke partye as die wat die amptenare aangestel het. En as daar nou een ding is waaroor ek 'n bietjie bekommerd is, dan is dit oor die frekwensie waarop die amptenare ingestel is teenoor die waarop hulle ministers aangestel is. Daar's nog baie werk om te doen voordat ons as 'n hegte span 'n goeie G20 kan aanbied.